nuus vanaand, emosionele tonele het vandag afgespeel tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Owerhede en familielede soek antwoorde na die naweekse gewelddadige onluste in Mossel Bay. En Bafana Bafana kom in Mexico aan voor sy opwarmingswedstryd Vrydag teen Jamaica. Goeienaand en welkom by die bulletin. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die bestuur van die Valke in KwaZulu-Natal weet wie die verdagtes is wat die 541 kg dwelms uit die Port Shepstone stoorfasiliteit gesteel het. Die kommissie het vroeër gehoor dat die provinsiale Valkehoof, generaal-majoor Lesetja Zenona, opdrag gegee het dat die dwelms na die fasiliteit gestuur word, al het dit nie die nodige sekuriteitsmaatreëls gehad vir so 'n waardevolle fonds nie. Adjutant-offisier Karl Sander het die inligting verskaf tydens sy getuienis oor hoe sy ondersoekwerk in dwelmhandel in die provinsie tot sy victimisasie gelei het. Die KZN Valkehoof, generaal-majoor Lesetja Zenona, gaan Vrydag bond staan om vrae te beantwoord wanneer hy voor die kommissie verskyn. Dit volg na opspraakwekkende getuienis wat voor die kommissie gelei is. Commissioner, I think it will eventually come out that the suspects who stole the drugs are known. Say that again? The suspects who stole the drugs are known. Are known. They are known. Known by who? I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known. Management of DPCI. Correct, The Commissioner. links of the suspects who stole the drugs Correct, to the Commissioner. management of DPCI. Correct, Commissioner. Yes. Sander was een van die polisiebeamptes wat 'n poligraaftoets oor die geheimsinnige diefstal moes doen wat hy nie geslaag het nie. Die kommissie het later bekend gemaak dat die toets nie geldig was nie weens foute wat die eksaminator gemaak het. Die bekendmaking van die inligting het Sander in trane gehad. The test was considered invalid so that the examinee was not prejudiced by the errors of the polygraph examiner. The polygraph examiner in question was stopped from conducting any further polygraph examinations thereafter. So, effectively, the warrant officer was exonerated. He was, Chair. Die kommissie het ook gedeeltelike in-kamera getuienis aangehoor met luitenant-kolonel Justice Jabulani Duma, wat die kommissie insig gegee het in die rol van intelligensie in die dwelmklopjag. There is no signed document that say this is the process we must follow. But it's like I'll put it this way: it's like I'll say we can call it a station order, which the office must break it down to guide as to what the members need to do in the ground. Die ondersoek duur voort. Santaco in die Wes-Kaap het 'n beroep op kalmte gedoen en die skietdood van 4 mense by 'n taxi-staanplek in Hazelden in Kaapstad ten sterkste veroordeel. Die raad sê hy kan nie oor die motief vir die moorde bespiegel nie, maar die skuldiges moet so gou moontlik aan die pen ry. 2 mense is beseer en is in die hospitaal. Die klein informele taxi-staanplek is oorkant 'n speelgrond en is omring deur huise by 'n kruising van verskeie gemeenskappe. Een van die oorledenes was 'n taxi-eienaar. Gemeenskapslede wou nie onderhoude op kamera toestaan nie, maar sê hulle is getraumatiseerd nadat van hulle gesien het hoe een van die mans wat geskiet is op die toneel gesterf het. What we want is peace, and we also want to say to anyone, it is better for us to sit down and discuss and say, how can we better the taxi industry? Remember, it is for everyone to use it. Now, we can't have people who will be scared to go to the taxi industry because they don't know whether tomorrow or today they might not be able to arrive at home because of these shootings. But we're appealing to them to say, let us sit down and see a better solution other than taking people's life. 2 mense is beseer toe hulle verby die staanplek gery het in 'n private motor. Hulle is in die kruisvuur vasgevang en hulle motor het deur 'n heining gebars voor dit 300 meter verder tot stilstand gekom het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie.
Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die ministers van Gesondheid van die Oos-Afrika Gemeenskap hou 'n 2-daagse virtuele vergadering om pogings te verskerp om die verspreiding van die Ebola-virus se Bundibugyo variant te stuit. Meer as 250 sterftes is sedert die jongste uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo aangemeld. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is daar 6 nuwe gevalle in Uganda wat die getal nou op 9 te staan bring. Die ministers wil voorbereidingsmaatreëls tussen lidlande koördineer. Die vordering ten opsigte van 'n entstof, tussentydse behandeling en maniere om die siekte te diagnoseer is ook op die sakelys. 9 mobiele laboratoriums is by hoofgrensposte in onder meer die DRK, Uganda, Burundi en Rwanda opgerig. Die hulp van sowat 180 spesialiste van reg oor die streek is ook ingeroep. Intussen is 4 pasiënte van Bunia in die Ituri-provinsie van die DRK ontslaan nadat hulle van die Bundibugyo-virus herstel het. Die hoof van die WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, sê die siekte kan slegs doeltreffend behandel word indien pasiënte vroegtydig behandeling ontvang. Tedros het die mediese fasiliteit in Bunia waar die pasiënte behandel is besoek. Volgens dokters het die pasiënte wat verpleegsters is, antibiotika, vloeistowwe en ander medikasie ontvang om hul simptome te behandel. Die aantal pasiënte wat tot dusver van die dodelike virus herstel het nou tot 5 gestyg sedert die uitbreking in Mei. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort, bly by ons. Die Wes-Kaapse polisie het bevestig dat 3 mense die naweek tydens gewelddadige onluste in Mossel Bay gesterf het. Die geweld in die Asla Park informele nedersetting in KwaNonkaba het daartoe gelei dat honderde vermeende ongedokumenteerde immigrante uit hul huise moes vlug. Ongeveer 400 mense word tans by ongeïdentifiseerde plekke in die dorp gehuisves. Meer as 50 informele strukture is tydens die onrus vernietig. 'n Gebroke ma soek antwoorde. Die 19-jarige Nshlamula Sambo, oorspronklik van Giyani in Limpopo, is in die vroeë oggendure van Sondag doodgesteek. Sy ma sê sy vriende wat saam met haar seun was, het haar van die tragedie ingelig. When I wake up, I opened the door, then that boy who was sleeping with my child and the other girl just told me that my child died. I say, yeah? They say my child died. They talk again, because I asked what happened. They say my son died. I said, how? He said, come and see. When I got to the scene, I found my child lying down, lifelessly. Die onrus het Vrydag uitgebreek toe groepe inwoners dele van die Asla Park informele nedersetting geteiken het. Tientalle hutte is aan die brand gesteek wat honderde immigrante gedwing het om uit hul huise te vlug. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris luitenant-generaal Tembisile Patekile wat die gebied besoek het, sê hulle ondersoek nog die omstandighede rondom al 3 sterftes. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat Sambo se dood moontlik nie direk verband hou met teen-immigrante geweld nie, maar eerder met 'n afsonderlike voorval wat tydens die onrus plaasgevind het. Hy sê ongeag die motief kan geweld teen mede-inwoners nie geduld word nie. They fear that they might be associated with the people from Mozambique because they're speaking the same language. So I'm not sure on that point. But it is a concern because we should tolerate one another. People should understand and try to live with one another and be able to talk things out. If this is the case, what the station commander is saying, and they just fear, I don't know how many of the Tsongas people, because this place called Giyani, this area, this one is called Giyani. Owerhede sê die situasie het sedertdien gestabiliseer nadat openbare orde polisieering en bykomende wetstoepassingshulpbronne ontplooi is. 5 mense is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van vermoedelik gesteelde eiendom, terwyl ondersoeke na die sterftes voortduur. Intussen help diplomatieke amptenare van Mosambiek sy ondeemde landsburgers om na hul land terug te keer. Tanya Krause, SAK nuus, Mossel Bay in die Wes-Kaap. President Cyril Ramaphosa het die regering se optrede teen ongedokumenteerde migrante uiteengesit tydens sy voorlegging van die presidensiële begroting.
Ramaphosa sê dat die regering onder meer gaan toeslaan op werkgewers wat mense sonder die nodige dokumentasie in diens neem. Die president het Suid-Afrikaners egter gemaan teen geweld, vreemdelingehaat en die verspreiding van waninligting. We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We are strengthening, Madam Speaker, we are strengthening border security, stamping out corruption in the immigration system, and closing the loopholes in fragmented immigration laws. President Ramaphosa het ook 'n begroting van R816,8 miljoen vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit spesifieke toewysings in vir belangrike subdepartemente binne die presidentskap, insluitend die Staatsveiligheidsagentskap, die Regeringskommunikasie en Inligtingstelsel en Statistieke Suid-Afrika. Ekonome meen die verhoging in petrolpryse en ander prysverhogings sal waarskynlik 'n beduidende uitwerking op plaaslike inflasie hê. Dit kan moontlik tot so hoog as 5% in die komende maande laat styg. Hoewel dieselpryse om middernag met onderskeidelik R3.25 en R2.62 per liter daal, styg beide grade petrol met R1.43 per liter. Die daling in dieselpryse sal motoriste beslis opbeur, maar die algehele prys van diesel sal steeds sowat 30% hoër wees as wat dit was met die uitbreek van die konflik tussen die VSA en Israel teen Iran aan die einde van Februarie. Ten spyte daarvan dat sekere pryse soos byvoorbeeld energiepryse afkom, is ek bevrees dat die onderliggende inflasiedruk in Suid-Afrika nog steeds gaan styg. Die realiteit is dat daar 'n skok gewees tot die Suid-Afrikaanse ekonomie en onder sulke omstandighede sal die Reserwebank nie veel van die keuse hê nie as om rentekoerse relatief hoog te hou en miskien selfs rentekoerse verder te verhoog. Dit gaan tot 2 jaar vat voordat hierdie skok deur die ekonomie gewerk het. Rooi ligte flits vir inflasie met die produsenteprysindeks wat in April tot byna 5% gestyg het. Voedselinflasie sal waarskynlik ook in 2027 styg weens hoër kunsmiskoste, sowel as die verwagte droër weerstoestande of die sogenaamde El Niño toestande. There are likely to be significantly further knock-on effects in a variety of areas. We've already seen the one in form of higher taxi and bus fares, but beyond that, one has to realize that there's a shortage of nitrogen and helium, which is going to cause all sorts of increases in the costs of plastics that are used for a variety of different products, including packaging, furniture, motor cars and the like. Die ekonome het uiteenlopende opinies gehad oor of die Reserwebank weer vanjaar rentekoerse sal verhoog. Verkeer by die Maseru-brug grenspos is stelselmatig besig om op te klaar. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens maatreëls ingestel het om verkeersopeenhopings by die grenspos te verlig. Vanaf 1 Junie sal alle voertuie wat in die buiteland geregistreer is op die Inkomstediens se nuwe reisigersbestuurstelsel verklaar moet word voor die voertuig Suid-Afrika kan binnekom of verlaat. Volgens die Inkomstediens is bykans 39,000 tydelike invoerpermitte in die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapstreek uitgereik voor die stelsel amptelik in werking tree. 18,000 van die tydelike permitte is vir voertuie wat in Lesotho geregistreer is. SAID-amptenare by grensposte sal motoriste ondersteun in die proses om die voertuie te verklaar. For now, we're not going in with a hard-nosed approach of we're going to take your vehicles if you don't have anything. The first phase has to be one that has an education flavor and a service flavor to it. So right now, we want to help people and we want to help them to become compliant so that the next time they come through the border, it's a seamless process. Diegene wat meer duidelikheid of inligting wil bekom, kan die SAID se kantore of aanlyn platform besoek. Nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
Ons het sportnuus net hierna, asook die weer vir môre, bly gerus ingeskakel. Die Suid-Afrikaanse sokkerspan het in Mexiko aangekom slegs 9 dae voor sy openingswedstryd in die FIFA Wêreldbeker toernooi teen Mexiko in Mexiko-stad. Volgens Trot Moloto, wat Bafana se hulpafrigter was tydens die Wêreldbeker in 2002, is dit meer as genoeg tyd vir die spelers om te akklimatiseer. Bafana speel Vrydag teen Jamaica in 'n vriendskaplike opwarmingswedstryd. Bafana het tydens die 2002 sokker wêreldbeker in Korea en Japan sy beste vertoning gelewer deur 'n doel in elke kragmeting aan te teken. We are there as South Africa, we have qualified, which is very, very important. And from that qualification, we will then look at our group. The likes of Mexico, we have played against them in the past. I'm sure the method, the way Mexicans approach the World Cup, because it's their natural flair. But I think we have actually set out a very, very, very prominent national team this time around. Bafana moet uitdagings soos vlugfoosheid en die hoogte bo seespieël te bowe kom, maar Moloto meen die span is opgewasse hiervoor. I think yes, is there that disturbance is not dealing with the young boys. These boys on their own with their clubs, they've acquired enough experience, and they're looking forward to perform. These are not schoolboys. Moloto sê met Hugo Broos as afrigter en die samehorigheid onder die spanlede kan die span sukses behaal. 'n Projek om 'n veilige ruimte vir haweloses te bied tydens die strawwe Kaapse winter is in distrik 6 in Kaapstad van stapel gestuur. Die veilige slaapsone is 'n samewerkingsooreenkoms tussen die Haven Night Shelter en die Kaapstad Sentrale Verbeteringsdistrik. 'n Vraghouer met stapelbeddens onder 'n brug beteken dalk nie veel vir die wat gelukkig genoeg is om 'n veilige slaapplek te hê nie. Maar vir 'n kwesbare hawelose persoon beteken dit waardigheid en hoewel slegs tydelik beskerming teen die wind en weer. Die 4 maande lange loodsprojek sal 60 beddens beskikbaar stel vir haweloses om 'n droë en beskutte plek te hê om te slaap. The Department of Social Development has recently given us more than 10 additional social workers because they understand that the stress and the pressures on social workers to perform. 1 is to 100, and we know that the numbers in the country is like 1 is to 5,000. So the additional social workers will be deployed here. They will do shifts. Die vennootskap kom aan die begin van Kaapstad se winter, wanneer reën, wind en yskoue toestande gewoonlik gedurende Junie, Julie en Augustus voorkom. Die inisiatief verskaf ook applisiegeriewe en toegang tot warm maaltye. It was originally meant to be very, very low threshold, but we've since added the stretchers and just to give them a little bit more dignity so they're not sleeping on the ground. And they will be issued with duvets, and so they will be warm, it will be safe, it will be well lit. What we found is a lot of people would go and set up their tents, etc., outside the police station, and that became a challenge because and that was really because of, from a safety aspect and that it was well lit. Now we have a space that is safe, it is well lit, you're free to come and go as you please. So hopefully it will work. Na raming is ongeveer 14,000 mense in Kaapstad tans haweloos. Ondanks pogings om meer veilige ruimtes te skep, is hierdie syfer 4 keer hoër as die beskikbare plekke by nagskuilings. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En dis waar ons vanaand moet groet. 'n Mooi aand verder. Totsiens.
aand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van die land, asook in die suidelike helfte. Enkel tot verspreide buie kom ook voor in dele van die Oos-Kaap, asook langs die kus en in grensende binneland van die Wes-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die suide tot in die ooste. Kom ons kyk na môre, die koue front beweeg verder deur na die ooste, dan is ook versprei tot wyd verspreide buie wat voor kan kom in dele van die Vrystaat, asook in dele van die Oos-Kaap, Noord-Kaap, asook in die Wes-Kaap. Sterk wind kan ook verwag word langs die kus. Daar is 'n weerwak uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir die swaar reën, stewige sneeuneerslag, asook stormwind langs die suidkus. So wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koeldag kan verwag word. Temperature in laat 20s kom voor. Pretoria te maksimum van 20 met 'n minimum van 8 en Johannesburg se maksimum is 21. Dan beweeg ons al in Limpopo, 'n koeldag kom voor. Messina is warmer, Messina met 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 14. Polokwane se maksimum is 22 en 'n minimum van 5. Mokopane se maksimum is 24 grade. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n warmer dag kan verwag word in Skukuza met 'n maksimum van 29. Carolina se maksimum is 20 met 'n minimum van 3. Ermelo het 'n minimum van 5 en 'n maks van 20. Dan beweeg ons na die kus KwaZulu-Natal. 'n Koeldag kom voor in die grootste dele van hierdie provinsie. Dit is bietjie warm in Richards Bay met 'n maksimum van 25. Durban se minimum is 16 en 'n maksimum van 14. Dit is koud in die Oos-Kaap, so hou asseblief ook die weerwak in gedagte want dit kan lei tot kutsvloede en na omstuimige see-toestande. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir hierdie provinsie vir swaar reën en rowwe see-toestande. In die Noord-Kaap, 'n koeldag kom voor, anders dit gedeeltelik bewolk. Appington se maksimum is 20 grade met 'n minimum van 12. Kilmalea se minimum is 8 en 'n maksimum van 22. De Aar se minimum is 9 en 'n maksimum van 19. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koeldag kom voor, temperatuur in die laat 20s kan verwag word. Dit is koud in Ficksburg met 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 4. Bloemfontein se minimum is 5 en 'n maksimum van 20. Dan laastens Noordwes, dit is koel tot warm. Mahikeng se maksimum is 22 met 'n minimum van 6. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.